tema gaan oor Priscilla in jou. Wie ken Priscilla? Wie kan vir my 'n paar goed van haar sê? Ken julle haar goed of weet julle van haar? Dis 'n interessante Bybelfiguur en ek wil graag 'n bietjie met julle deel oor haar. En ek wil graag wegspring in Handelinge 18 vers 1 tot 3 vir ons 'n gedeelte lees wat hy sê, en daarna het Paulus uit Athene vertrek en Korinthe gekom. En hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan, en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. Nou ek haal hierdie gedeelte aan, want daar's 'n paar gedeeltes, en die waarheid is daar 6 gedeeltes wat Paulus praat van Aquila en Priscilla. En ek wil graag met julle 'n bietjie deel oor dit, toe die Here dit nou vir my oopmaak, wil ek graag vanmôre die klem lê op Priscilla. Ek wil graag oor die vrou praat, omdat julle natuurlik nou 'n klomp dames hier bymekaar is, en ook om vir julle te verduidelik hoe belangrike rol 'n vrou speel in die bediening van God. En selfs hierso sal ek dit nou vir julle verduidelik, hoe belangrike rol sy gespeel het in 'n tyd wat mans oor die algemeen gedomineer het. Dit was 'n manlike tyd waar die mans 'n prominente figure was. Hulle het nie eens vrouens aangehaal nie. In die Ou Testament was dit so erg. Hulle het altyd gepraat van die seuns, hulle het nooit die dogters eers genoem nie. Maar toe Jesus kom, toe verander hy dit. Toe sê daar's nie meer man en vrou nie, daar's nie meer Jood en Griek nie. Hy het ons almal kom verenig onder hom, dat ons een onder hom is, en die een is nie meer aan die een se baas nie. Ons werk nou saam in 'n span. Amen. Julle is veronderstel om dit te like, sê 'n bietjie harder amen. Amen, ja, hou julle nou so beskeie. Ok, nou as ons kyk na hierdie gedeelte, Priscilla is ook bekend as Prisca. Dis 'n ander naam wat hulle vir haar gee. Haar man was 'n Christen in die vroeë kerk uit die Jodendom, was hulle Christene gewees, en hulle het die evangelie van Paulus met albei hande gegryp, en hulle het saam met Paulus begin om vir die Here te arbei en vir hom te werk, soos wat dit moet wees. En dit is vir ons baie mooi, want dit is van die eerste Christene in die Nuwe Testamentiese kerk, natuurlik toe hulle begin Christene word het, wat uitgestaan het. 'n Paar belangrike feite oor Priscilla wat ek graag met julle wil deel is, natuurlik sy en haar man kom van Rome af, en daar het hulle alreeds, toe hulle Paulus hoor, het hulle begin voel oor, maar ons wil hierdie evangelie aanhang, ons glo in dit, en hulle het begin glo in hierdie bediening van Jesus Christus, wat gekom het om ons vry te maak van die wet, van die vloek van die wet, en om vir ons die evangelie te bring van genade. En dit kan ons sien, soos ek het gelees het, ook in Handelinge 18 vers 1, 2 en 3. Verder sien ons ander ding, hulle beroep was tentmakers. Daarom het Paulus na hulle toe gegaan. Ons sal self sien, toe hulle in Korinthe was, het Paulus by hulle aangesluit, en hy het saam met hulle as ambag, was hulle almal tentmakers, en so het hulle saam gewerk, en van daar af ook sal ons sien, het hulle 'n goeie verhouding begin vorm tussen hulle, en dit het gelei dat hulle ook saam met hom die bediening begin doen het. Ons sien 'n leierskap in die kerk, sien ons in 1 Korinthe 16 vers 19 en Romeine 16 vers 3 tot 5, het hulle huisgemeente gehad, en waarby hulle later 'n huiskerk begin het, waar die Christene bymekaar kon kom, en daar het hulle vir die Here gewerk. So hulle het aktief begin betrokke raak in die bediening van die evangelie. Dan 'n ander mooi ding ook vir my is, hulle was betrokke by die onderwysing van Apollos. Apollos was 'n baie geleerde man, dit was iemand van wie hulle wys, wow, is 'n ou wat wel ter tale was. En die woord sê dit so mooi, en dis vir my so mooi, die ouer mense sal dit nou van hou. Hy sê dat Priscilla en Aquila het hom noukeurig die weg duidelik gemaak. Hy was amper op die pad, hulle het hom nou net heeltemal op die pad gesit. Hulle het hom nou net so mooi gesê, wag, kom ons rond dit net mooi af. Jy is daarom amper daar, maar kom ons maak jou nou mooi dat jy daar is. En hulle het so met hom begin deel. Maar dit is baie belangrik vir my, as ek kyk na hierdie goed, wil ek 'n paar goed vir julle uithaal, wat ek nie glo julle geweet het nie. Ek hoop ek gaan vanmôre julle so 'n bietjie skok in 'n goeie manier. En dit is, as jy gaan kyk na die woord van die Here, praat Paulus met sy begroetinge en goed wat hy noem, en die aanhalings van die gemeente, praat hy van Aquila en Priscilla 6 keer in die Nuwe Testament wat Paulus oor hulle praat. Maar 4
4 keer van die 6 keer noem my eerste Priscilla se naam. Toeval? Nee. Priscilla het die prominente bediening gehad, haar man het haar ondersteun. Sy was die een wat die prominente bediening gehad het, selfs as jy gaan kyk na die gedeelte waar hulle met Apollos gedeel het, sê Priscilla en Aquila. Sy was die een wat hom geleer het. Sy is die een wat baie meer, hoe kan ek sê, ek wil dit nou mooi stel, maar ek wil presies sy die bediening gehad. Sy was die gesalfde een. Hy het daar geondersteun. Daar's baie keer 'n sterker een in 'n verhouding of in 'n huwelik en dit is baie keer kan dit 'n vrou wees waar ons baie keer in die kerk voel, o nee, Korinte sê hy nee, vrouens laat julle by die huis leer. Nee. Daai gedeelte was as gevolg van die Korintiese gemeente en hulle maniere, dit het niks uit te waai met u wat vandag hier sit in Suid-Afrika nie. Dit het te doen gehad vir 'n spesifieke tyd. Is ook hoekom maar hoofbedekkings was, dis ook hoekom maar 'n paar gebruike was wat hulle moes doen daai stadium om te help vir die orde in die gemeente, want daai tipe vrouens van Korinte was nou nie die tipe vrouens wat hierso sou sit vanmôre nie. Hulle sou dalk nou meer my bietjie aangevat het. Dit was bietjie moeiliker vrouens gewees. Daar was vir interessantheid net om dit met julle te deel. Daar was baie prostituie in Korinte gewees en dan wil hulle ook in die kerk inkom en deel van dit as hulle gevang het op so iets het hulle hare kaal geskeer. En dit was vir hulle eintlik 'n skande. Dan kom hulle in en dis hoekom hulle moes hoofbedekkings dra sodat hulle skande kon wegsteek. Dit is nie 'n skande vir hulle mans is in die kerkie. Dis nie iets van rondom heeltemal die orde soos wat ons dit leer nie. Die ordes bly die ordes. God die Vader, die Seun, die man, die vrou, die kinders. Dis God se orde. Maar dit het niks uit te waai met die hoofbedekking. Die hoofbedekking was om 'n skande weg te steek. Die respek wat jy moet hê, gaan jy nie doen met 'n vleeslike aanduiding nie. Dis iets wat in die gees moet wees. Amen. Amen. Julle moet nie heeltemal dood raak nie. OK. Nou kyk ons na hierdie gedeelte en ek besef dat hoor hierdie Priscilla het eintlik 'n fantastiese bediening gehad, want ek meen dat Paulus haar naam eerste noem. Dis nou die laaste ou wat ek gedink het sal 'n vrou eerste noem, maar dit sê vir my die bediening wat God vir haar gehad het in haar lewe. Kom ek gaan julle nou skok. Baie slim geleerdes gaan daaroor en ek het nou al in my diepste wat ek kon gaan studies doen rondom dit. En almal vra steeds wie is die skrywer van die boek Hebreërs? Waarvan baie van die geleerdes sê dit is Paulus, baie sê is 'n tweede generasie Christen en weet jy een van die sterkste bewyse het na vore gekom dat Priscilla die skrywer van Hebreërs kan wees. Omdat sy tel as 'n tweede generasie Christen wat deur Paulus se leringe gewandel het en dit stem baie ooreen met die leringe, maar tog sy eie skryfstyl. En baie interessant, dit kan ook een van die redes wees want nog steeds soos vandag ons sukkel met sommige kerke of bewegings hoekom hulle nie die skrywer vermeld het nie. Interessant. Die boek Hebreërs is een van die beste boeke in die Bybel. Nou ek wil graag hê julle moet hierdie goed moet bietjie by julle ingaan en besef hoorie, maar jy kan dalk 'n groter rol speel as wat jy gedink het. Verder sien ons, natuurlik Priscilla en Aquila is baie sterk voorbeeld van 'n man-vrou span in die bediening, wat mekaar ondersteun het, wat mekaar bygestaan het. En die mooi vir my was, sy was nie net 'n aanhanger van Paulus nie, maar sy was 'n sy en haar man, was mede-diensknegte van Christus saam met Paulus. En ongelukkig vandag se daai het ons baie mense wat aanhangers is, maar hulle is nie mede-arbeiders nie. Baie mense voel hulle is geroep vir 'n stoel in plaas van 'n doel. Baie voel as ek in die kerk sit, is reg, ek het die boksie getik, ek is alright, ek was Sondag daar, ek is op my pad hemel toe, singend, springend, altyd mounend, ek is op my pad hemel toe. Nou ek wil nou vir jou sê, nee, God het jou geroep vir 'n doel, en so het hy hierdie Priscilla geroep, en jy kan sien, dat God het haar gebruik vir sy eer, en vir sy koninkryk. As ons kyk in die gemeente van Korinte in die vroeë kerk, dan sien ons toe Paulus in Korinte aangekom het, het hy by hulle gebly en saam met hulle gewerk natuurlik. Hulle was waarskynlik die eerste Christene in die stad van Korinte gewees. Toe hulle in Efese kom, het hulle saam met Paulus in Efese gegaan en daar gebly toe hy verder gereis het. In Handelinge 18 vers 18 tot 19 kan jy dit lees. Hulle was ons glo 'n baie belangrike bymekaar kom plek vir Christene in die streke van Efese ook. Toe Paulus later terugkom, hy kom in Rome, sien ons in Romeine 16 vers 3 tot 5,
het Paulus hulle weer gegroet, wat vir my 'n bewys was dat hulle daar ook 'n belangrike rol kom speel het in die kerk. En weer dalk terugbeweeg het Romeine toe of Rome toe. Deur hierdie hele ding wat ek nou vir julle verduidelik het, is dit vir ons baie duidelik dat Priscilla was 'n rolmodel van formaat, 'n toegewyde, kundige en aktiewe Christenleidster. As ons kyk na haar lewe, het sy 'n voorbeeld geleef en die kerk het gegroei deur hulle bediening en hulle het 'n baie verskriklike belangrike rol gespeel ook in evangelisasie, sodat ander by Christus kon uitkom. Sy was 'n onderwyser, sy was 'n mentor, sy was 'n sendeling en sy was ook 'n kerkplanter. En haar man het haar ondersteun en so het hulle bediening gedoen. En soos ek sê, wat ek nou glo met my hele hart, is dat sy die skrywer van Hebreërs kon wees, wat vir my een van die grootste mikpunte of ideale is wat sy kon bereik het, want as jy deur die boek van Hebreërs gaan, besef jy, wow, hierso is 'n geesvervulde, geïnspireerde boek van God. En ek wil vir jou sê, of dit nou sy is of nie, sy het steeds haar bediening gehad wat God daarmee gesalf het. En vanmôre wil ek 'n bietjie met julle deel, dames, oor die Priscilla in jou, die leidster wat in jou wil opstaan, daai een wat God gebruik. Baie keer wil ek vir julle sê, die vrouens minag hulself, want mans is baie meer oordonderend. Mans is baie keer meer bombasties. Mans is baie keer meer loud. En daardeur dan voel 'n vrou, ek staan maar terug, want my man oordonder my in elk geval. Moet nou nie te veel vir my wys nie, want dan weet ek nou, maar al wat ek vir julle sê, kyk, wees maar net saggies, ek is 'n man, ek staan en kyk vanmôre, so ek wil nou nie eina heeltyd vir myself sê nie. Maar mans, omdat hulle loud is, voel 'n vrou baie maklik geïntimideer, ek staan maar terug, wie is ek nou? Maar ek wil vir jou sê, nee. In Jesus naam, nee. God het julle geroep vir veel meer. Vroue speel 'n belangrike rol in die kerk. Vroue speel 'n belangrike rol in die bediening. En die Here wil hê dat vroue hulle plek moet volstaan in die bediening. Want ek sê nou vir julle vanmôre toe ek vir julle bid, toe sien ek 'n gesig en dis wat ek toe so 'n bietjie gebid het van die leer wat God sien voor hom staan. Ek wil vir jou sê die gevaarlikste persoon, menslike persoon wat voor God kan staan, is 'n vrou wat bid. Daar's geen sterker figuur op aarde volgens my as 'n biddende vrou nie. Ek het nog nooit ervaar dat 'n man se gebede die krag het wat 'n vrou se gebede het wat bid nie. God wil jou gebruik. Jy voel, ag nee, ek submit onder my man. Ja, jy moet, is baie mooi. Submit onder hom, veral in die kerk, by die huis gaan dit bietjie anders. Maar ja, submit onder hom, dit lyk mooi, maar ek wil gou vir jou sê, dis nie nodig nie, want ons val nie onder die moslemse reëls en die wettiese reëls dat 'n vrou 2 sê het en dis môre sê en nag sê, maar sy moet sag sê nie. Ons is in 'n ander tyd wat 'n vrou ook geroep is met 'n salwing. Jy het 'n roeping van God wat jy moet uitleef. Dis vir my 'n voorreg om vanmôre te sit met 4 pastoors vrouens wat onder ons bediening is. En glo vir my, vra maar hierdie ou vroutjie van my 'n paar jaar terug sou dit geensins op die agenda gewees het nie. Geensins nie. Ek was 'n baie erge mens wat gevoel het 'n vrou het haar plek en 'n man het sy plek en dis nie 'n vrou se plek om te sê wat sy wil sê nie. Ek was 'n moeilike mens want ek was die ou wat nie geweet het ek weet nie. Toe Christus met my ontmoet, toe kom verander die Here my lewe en die Here begin vir my wys en sê, "Wow, die vrou moet haar plek vol staan." Ek sal dit nooit vergeet nie. Pastoor altyd nog so in een bidhuur langs ons gestaan. Sy en Pastoor Rikus, 'n man en almal staan so rond en ek sien hierdie vrou, ek sien hierdie rooi tone wat uitsteek by die sandale. Nou staan ek so en ek sien dit en die Here wys vir my, ek kyk nou weer, nou dink ek, Here, nou loer ek, die mense kyk, ek loer vir haar voete. Maar ek het vir niks, maar die Here sê vir my, dis die skoene vir die bereidwilligheid vir die evangelie. En die Here begin met my praat en sy was ook een van die eerste geordende pastoors vrouens wat ons gehad het in ons gemeente, want God het vir my gesê, ek het haar geroep vir die bediening. So het elkeen verder het die Here gesê, dis hulle tyd om te bedien. My vrou het baie onder my skadu maar beweeg, omdat ek taamlik probeer dinamies optree, maar ek wil nou vir jou sê, ek is niks onder my vrou nie. Dus kom daar 'n tyd dat ek vir haar sê, weet jy wat, ek weet jy ondersteun 100%, maar jy kan onder uitkom, want daar's vrouens wat jou stem nodig het. Jy kan uitkom, asseblief, kom doen dit saam met my. En dit is vir my 'n voorreg en vandag nog erken ek vir julle dat my vrou se woordkennis veral in die Ou Testament is ligjare voor myne.
Sy het 'n verskriklike woordkennis. Sy het 'n verskriklike sterk bediening rondom in die geestesriem, bevryding en al daai tipe dinge. Dit is haar bediening en ek weet ek bedien dit lekker saam met haar. So wanneer ons sekere goed doen, dan laat ek haar die leiding neem want ek weet dit is haar sterkpunt. En die ander goed neem ek leiding. So ek wil nou vir jou sê, vrou, jy dink jy sit net hier vanmôre, maar God wil jou gebruik. Jy het 'n bediening, man. Al is dit net om die woord te lees en God te raadpleeg, wil ek vir jou sê, 'n biddende vrouens hou 'n gemeente aan die gang. Toe hier die vroue bediening begin so ontpop, toe begin die gemeente som op 'n ander level beweeg. Hoeveel maal het ons dit beleef dat dit wat in vrouens gebeur in die oggend, ons het geen kommunikasie met mekaar nie. Die aand dan kom dit uit in die bidtuur, want God bevestig sy woord reeds deur die vrouens en die aand weer. Dis hoe God werk. En ek wil vir julle sê, die vrou het net soveel aandeel in die bediening vandag as wat die man het. Maar ons voel, my man eer my nie, so hoe moet ek dit doen? Ek wil vir jou sê, dit is baie moeilik as daar nie enigheid is tussen 'n man en 'n vrou, dat die een sy bediening uitleef nie. Weerskante toe, of jy nou 'n man is of 'n vrou. As ek en my vrou glad nie oor die weg kom nie, en ons hak heeltyd vas, en ons is eintlik in onenigheid, dan wil ek vir jou sê, is my bitter moeilik om te bedien. In so mate, as ek nie in die hoof van 'n bediening staan nie, sê ek terugstaan. Want jy moet in enigheid saamwoon, dis wat die Here wil hê. Maar ek wil vandag vir jou sê, ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ons hoef nie oor alles dieselfde te voel nie, maar ons moet in vrede wees. Dis wat die woord wil hê. So wat ek vir jou wil sê is, jy kan in jou bediening staan. Ja, nou wil jou man dalk nie dien nie, jou man wil dalk nie daai nie. Dit keer jou nie om jou bediening uit te leef nie. Jou man is dalk 'n stilhou in die kerk, maar hy's 'n getroue mens. Hy's altyd hier, maar dit keer jou nie om saam met intercessors te gaan bid nie. Dit keer jou nie om aan te meld by beraders of by hulle wat die bevryding doen nie. Dit keer jou nie om by hospitaalbesoek aan te sluit nie. Dit keer jou nie om te gaan by evangelisasiegroepe nie. God het jou geroep met 'n bediening en jy gaan nie in jou liggaam en jou gees en jou gemoed vrede kry tot jy in jou bediening staan nie. Ek praat met mense. Ek praat met 'n paar mense in my lewe. En al wat ek vir jou kan sê, meeste mense is soekend na iets. En daai soekendheid, daai heeltyd 'n hunker na iets, word gevul die dag as jy jou bediening volstaan in die Here. En ek wil vanmôre vir jou sê, moet jouself nie minag nie. God wil jou gebruik. Daar's baie vroufigure in die Bybel. Ons kan na baie toe gaan en ek kan dit vir julle verduidelik. Maar ek wil vanmôre veral oor Priscilla gepraat het. Want sy was 'n leidster wat God gebruik het, terwyl haar man dalk die stiller een was sy die een wat hulle geleer het. Sy was die een wat kon noukeurig die weg duidelik maak. Sy is die een wat die lerings kon gee. Sy is die een wat God kon gebruik. En as God jou vandag wil gebruik, dit sê nie jy sit op jou man se kop nie. As God jou die salwing gegee het, gebruik dit. Moet ons aan mens meer gehoorsaam wees aan God, vra Paulus, terwyl hy sê, julle mag nie meer preek nie, Petrus en Johannes, en almal wat vasgevang was, of gevange geneem was, sê hulle, is dit dan geoorloof dat ons meer na mense luister as na God? Stellig nie. Doen wat God vir jou sê jy moet doen. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar's min krag, soos 'n vrou wat bid. 'n Vrou wat haar totale afhanklikheid teenoor God bely. Ek dink een van die grootste redes hoekom 'n vrou se gebede soveel krag daar, is die feit omdat 'n vrou nie gaan met haar krag en met haar oordonderende stem nie. Ek hoop nie so nie, ek kan nie dink hoe dit klink nie. Ek dink dit gaan daaroor omdat wanneer 'n vrou voor die Here is, sy surrender al. Totaal en al gee sy als oor aan God. Sy erken en bely haar totale afhanklikheid teenoor hom. En dan weet ons, dis nie not by might nor by power. Dis nie deur krag of deur geweld, maar is deur die Gees. En ek wil vandag vir jou sê, God wil sy krag in jou swakheid volbring. God wil jou gebruik. God wil jou optel, maar jy moet vanmôre sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. As hierdie vrou dit kon doen, en as menigte ander voorbeelde, dan weet ek, vandag sit my beurt om dit te doen. Wil jy die dag dat die Here kom en jy moet sê, ek het nie my bediening volgestaan nie. Ek het my talent gebeer, want ek het geweet, hy's 'n regverdige man. Dan gaan hy sê, jy weet, dat ek maai, waar ek nie eers gesaai het nie. Ek kom soek iets by jou, ek soek vrug by jou. En die woord sê vir ons ken van die talente. Wat het hy gedoen met hulle wat talent begrawe het? Ek wil vandag vir jou sê, moenie jou talent begrawe nie.
Moenie laat jou man of jou omstandighede jou laat maak dit werk nie. Ek is nie om die man sleg te maak nie, hoor my hart, maar ek weet hoe vrouens voel, geïntimideer deur 'n man, hulle voel nie altyd goed genoeg nie, want dis nie altyd net honeymoon in 'n verhouding in 'n huwelik nie. Daar's ongelukkig baie tye wat 'n vrou verbally abuse raak, want mans is ook onder baie stres en ons sê dinge voordat ons dink. Maar daai woorde wat jy sê, laat langer merke en seer as wat 'n vuishou kon gee. En ek sê vandag vir jou, dalk is dit 'n sussie, dalk is dit 'n ma, dalk is dit 'n pa, dalk is dit iemand vir wie jy lief was, wat vir jou iets gesê het en jou afgebreek het en jy voel, ek is niks. As jy vanmôre glo jy's niks, wil ek vir jou sê, die duiwel jou presies waar jy wil hê. Hy lag al die pad, want hy weet God sit met 'n sterk speler wat vasgevang is. Ek is baie lief vir die bordspel, skaakbordspel. Ek is baie lief om skaak te speel. Maar as jy baie mense wat dit kan speel nie. Maar een van die goed op 'n skaakbord is, jy sit met jou sterkste, kan ek sê, spelers agter, in die agtersy, voorstel is jou pionnetjies, wat vorentoe beweeg. Maar hierdie sterk spelers hier agter, waarvan die dame interessant die sterkste is op 'n skaakstel ook. Dit wat die koning in een blokkie kan doen, kan die dame doen onbeperk, kan sy beweeg. Die dame is by verre die sterkste daai. En ek wil vir julle sê, keer op keer is dit bewys, en dis die laaste keer wat ek hier goed vir julle gaan sê, want ek is ook nie vir my lekker as man om dit vir julle te sê nie, maar dis bewys, 'n vrou is sterker as 'n man. 'n Vrou is mentally sterker, 'n vrou kan baie dinge meer verduur as 'n man, maar kom ons los dit, daar is genoeg. Nou, daai skaakstel wat jy het, wanneer jy nie hierdie goed voor daai dame wegbeweeg nie, is sy steeds 'n dame en sy het steeds daai capabilities. Sy het steeds daai vermoë om alles te kan doen, maar sy's beperk deur dit wat om haar aangaan, sodat sy geen skuif kan maak nie en sy's eintlik irrelevant. Jy sit vanmôre, jy's 'n eyster in die Here, maar jou omstandighede maak jou vas. Jy sit met die vermoë, maar jy leef nie die vermoë nie. Jy sit met die vermoë, maar jy kom nie verder nie, omdat jy sit en hierdie goed hou jou vas. O my kinders, ag hierdie probleem, hierdie. En dis hoekom Paulus sê, hy sê die getroude vrou is besorg oor die lewe, oor haar kinders en alles wat om haar aangaan. Is dit nie tog waarmee ons battle heeldag nie? My kinders en die en dit en dat en my man en die en daai en die vrou moet als mekaar hou. En op die einde van die dag, weet jy wat die ergste van alles? Nou doen jy in jou vermoë dit wat jy kan, terwyl wanneer jy submit tot God en die Here deur jou werk, dan val die res weg, want hy sê soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles wat nodig is, sal die Vader vir julle gee. Dis 'n belofte vir jou. Dis jou belofte. En ek wil vandag vir jou sê, hou op met jouself probeer, gee vir God van vanmôre af. Sê, Here, ek gaan dit op die proef stel. Ek gaan nie soek met alles wat in my is. Ek gaan so 'n bietjie die goedjies kant toe skuif. Ek gaan so 'n bietjie my Facebook kant toe skuif. Ek gaan so 'n bietjie die storieetjies kant toe skuif. Ek gaan so 'n bietjie my boekies kant toe skuif. Ek gaan U soek met alles wat in my is. Bring weer die Bybel en begin staan op God se woord en sê, Here, ek is geroep vir veel meer. Soos hierdie vrou geroep is, weet ek het God my geroep. Het my gesalf, want ek glo dat hy is en 'n beloner is van die wat my soek. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek sluit daarmee, God het vanmôre vir jou 'n bediening. God het vir jou 'n roeping. En ja, jy dink, geluk is nie in my huwelik nie, jy voel jy geluk kom nie in die nie. Ek weet nie wat aangaan, want ek is nie regtig gelukkig nie. Ek deel met soveel vrouens wat vir my kan sê, as jy eerlik is, ek is nie regtig gelukkig nie. Weet jy hoekom is jy nie gelukkig nie? Hou op die fout soek by jou man en by jou kinders en jou omstandighede. Begin dit eers by jouself soek. Staan jy in right standing with God? Staan jy in eenheid met God? As jy in eenheid met God staan, gaan die res regkom. Maar nou battle jy, en ek verstaan dat jy battle, want ek was daar. Maar die oomblik as jy in lyn met God staan, glory to God, dan wil ek vir jou sê, fight jy nie meer, God fight vir jou. By geleentheid, die begin vir ons huwelik, dan sê my vrou vir my sê, hoorie, maar wil jy nie vir my opstaan, vat hulle. Sy was in die begin nogal, sy sê soos, slaat hom. Hy het sy gevoel, moenie laat hulle vir jou sê wat hulle wil nie, of moenie laat hulle dit vir my sê, sê ek van luister. Ek wil jy moet een ding mooi verstaan. Die oomblik wat jy beklei, staan ek terug. Want anders gaan ons mekaar beklei.
Maar die oomblik wat jy terugstaan, dan tree ek vir jou op. En dit was baie lank, dit was vir haar moeilik om dit te verstaan, want niemand het ooit na haar gekyk nie. Niemand het ooit vir haar omgegee, sy moes vir haarself beklei. En toe kom haar tyd dat sy terugstaan, en toe begin ek vorentoe tree, en ek wil vir jou sê, is met die Here dieselfde. Die oomblik as jy terugstaan, gaan God vir jou optree, maar God gaan nie tussen jou hande in werk nie. Staan vanmôre terug en gee God 'n kans. God wil jou bediening wakker maak. God wil jou huwelik verander, God wil jou lewe verander, God wil jou omstandighede verander. Die duiwel kom roof, steel, verwoes en vernietig, maar die grootste van al hierdie dinge, hy kom lieg vanmôre vir jou. Hy sê vir jou, daar's nie hoop nie. Hy sê, nee, ek het so gekyk, ek weet nie, daar's nie hoop nie. My huwelik wil nie werk nie. My man is 'n narcis. Kyk, elke man op God se aarde is 'n narcis, veral as 'n vrou kwaad is vir hom. En elke vrou op hierdie aarde het 'n Jezebel gees, veral as die man kwaad is vir haar. Hulle het dit nooit nie tot hulle beklei. Nou jy kry ware narciste en ware mense met die Jezebel gees, maar ongelukkig vandag se dae het ons hierdie woordjies aangeleer wat verskonings maak sodat ons onsself kan verskoon. Ons is nie deel van die skuld nie. Ek wil vandag vir jou sê, die begin van sukses is begin by jouself. Die begin van sukses in die lewe, die begin van sukses in jou geestelike lewe, begin by jouself. Kry eers die vrede van God binne jou, want as jy vrede van God binne jou het, en jy die vrede van God, sal jy vrede met mens buite hê. Maar ongelukkig wil ons vrede buite hê, maar ek het nog nie vrede binne nie. Kry vandag vrede en weet God het jou geroep. God het jou geroep. Kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik. Vader, U wys vanmôre vir mense 'n paar stukkende vrouens. Hulle sukkel om hulself in te hou. Hulle is seer. Trane sit vlak. Maar is omdat U vanmôre vir hulle wil sê, ek is jou God. Ek is jou maker. Ek is jou man. Ek is jou krag. Ek is jou sterkte. Ek is jou bron. Ek is jou voorsiener en ek is jou geneesheer. Gee my vanmôre kans. Jy het dit gesoek en gedink as jy dit hier gaan haal, as jy dit daar gaan haal, jy het dit hier gesoek, jy het daar gesoek. Jy het geglo, dis hoekom jy 'n man het, hy moet dit vir jou wees. Maar God sê vanmôre vir jou deur my diens, ek is jou voorsiener, ek is jou bron. Gee my vanmôre net 'n kans. Gee my vanmôre net 'n kans om deur jou te werk en deur jou te beweeg. Gee my vanmôre net 'n kans. Ek wil vir jou omstandighede verander. Ek wil jou huwelik verander. Ek wil jou finansies verander. Ek wil jou verhouding met mense om jou verander. Jy voel geïrriteerd, jy voel gefrustreerd, jy voel niemand hoor jou nie, niemand verstaan nie, maar God sê vanmôre vir jou, ek verstaan wat jy sê. Ek weet hoe jy voel. Kom na my toe. Ek pleit vanmôre by jou, kom na my toe, gee my 'n kans, sê die Here, en ek sal vir jou optree. Gee my 'n kans, en ek sal jou lewe verander. Ek wil vanmôre bedienings wakker maak, en julle as vrouens, luister vanmôre, hoor die woord van die Here. God sê, ek wil die bedienings onder hierdie vrouens wakker maak. Julle bereik mense, wat nie almal van die kansel af bereik kan word nie. God sê, deur jou gees, deur jou mooi gesindheid, wil ek vir ander 'n voorbeeld wees, sodat hulle by jou kan kom pluk van die vrug van die Heilige Gees. Here sê vanmôre vir jou pastoor Alta, luister mooi. Moenie jouself minag nie, en moenie toelaat, so nou en dan, dat die vyand vir jou 'n paar goedjies sê nie. Moenie dit toelaat nie. God sê, ek het jou gesalf. Ek het jou gesalf met 'n dubbele salwing. En die Here sê, as die vyand kan, sal hy jou wil stop, want hy weet wat jy nog gaan beteken vir my werk. So sê die Here vanmôre vir jou, nie ver van die dag af nie, gaan ek weer vir jou, ek gaan weer vir jou iets in jou hand sit. Jy sal weet werklik waar, God het gespreek en God het gedoen. So sê die Here, ek sien jou raak vanmôre, ek tel jou op en ek versterk jou. Weet ek is met jou, sê die Here. Moenie die vyand se leuns glo nie. Luister vanmôre, volk van die Here. God wil jou optel, God wil jou versterk. Die Here wil vanmôre sy volk ondersteun deur die krag van die Heilige Gees. Gee my net 'n kans, sê die Here. Gee my net 'n kans. Kom vanmôre. Kom vanmôre. Gee my net 'n kans. Jy het probeer.
Jy kla jou man aan dag vir dag, kla jou man aan by my. Jy vertel my alles van jou man. God sê, kom vertel my bietjie van jouself. Kom maak bietjie oop, sodat ek jou kan heel. Jy dra jou seer vir maande en jare. Jy dra jou seer van kleintyd af en jy wil nie oopmaak nie, want jy dink nie dis die fout nie, maar God sê vanmôre vir jou, kom na my toe. Jy wat vermoei en belaai is, ek sal vir jou rus gee. My las is lig en my juk is sag. Ek lei julle na waters waar rus is. Luister vanmôre, gee my net 'n kans. Julle praat van Here, ek glo in U. Jy praat van Here, U sal voorsien. Maar jy gee my nie 'n kans nie, want jy hardloop dit vooruit. Jy is so hands-on dat jy sukkel om die wiel vir my te los. Gee my 'n kans om vir jou te beweeg, sê die Here. God sê, ek wil die vrouens lei. Ek wil julle optel en ek wil kragtig deur julle werk. Moenie jouself minag nie. Ja, moenie met jou woorde probeer dinge regmaak nie. Jy het probeer en jy sien dit werk nie. Die Here sê vanmôre vir jou, begin te bid. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. As jy gaan bid en jy gaan my aangesig soek, sê die Here, sal jy kom getuig van die verandering wat ek teweeggebring het, so spreek die Here. Gee my net 'n kans. Gee my net 'n kans. Here sê vanmôre vir jou ook, moenie lê die duiwel vir jou sê wat hy wil nie, moenie sy gedagtes koester en hom luister nie. God sê, want ek het jou geroep vir ver meer as dit. Ek sien jou raak, maar die duiwel wil jou laat glo, dis die wêreld teen jou. God sê nee, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Luister vanmôre, volk van die Here. God sê vanmôre vir hierdie dames, luister mooi. As daar tyd is wat julle sal moet bid vir julle huisgesinne, as daar tyd is wat jy gaan moet bid vir julle mans, vir julle huwelike, as daar tyd is wat jy gaan moet bid vir julle kinders en alles rondom dit, is dit nou. Dis 'n tyd dat die ware aanbidder sal nader aan my kom, sê die Here. So sê die Here vanmôre, daar gaan 'n siftingsproses deur die kerke wêreld plaasvind. Hulle wat naby is, gaan nader kom, maar hulle wat ver is, gaan verder afdwaal. Luister mooi. Here sê julle sal duidelik die skeidslyn sien en my gees sal dit in julle harte en julle lewens wakker maak. Wees sensitief vir die Heilige Gees en wees oop om te ontvang as ek met julle wil spreek, sê die Here. Want God sê ek gaan julle kom besoek. Ek gaan julle kom besoek. Van tyd tot tyd gaan ek julle kom besoek en ek gaan my woord en die waarheid in julle bekend maak. Weet dit vanmôre. Ek is met julle, so spreek die Here. Hou moed en hou vas. Ek is bewus van julle. Ja, skryf daai notaatjie, skryf in jou joernaal, skryf daai briefie en sit hom in jou woord. En God sê, jy sal hulle gaan aftik en sê, God het voorsien. Laat julle gebede en smeke en danksegging aan my bekend word. En ek sal myself daardeur openbaar, so spreek die Here. Sabaronda kasababayenda. Lirabanda rabakus sebependa kushanda sebependa kashanda sebebendi. Here sê vanmôre vir jou, spreek vry, sodat jy vry kan wees. Laat gaan. Jy trek swaar, maar is jy wat dit vashou? Is jy wat dit vashou, los dit. Los. Here wys my vanmôre gesig, los. Jy trek dit so agter jou aan. Dit het al uitgerafel, daar's amper niks oor nie, maar dit keer jou om jou hand uit te strek vorentoe. Los dit vanmôre, man. Los dit. Los daai bekommernisse by my. Los daai seer by my. Los dit. Jy glo mos so als wat jou eksman vir jou gesê het. Jy probeer nie, maar as jy jouself kry en dink jy nou aan al daai slegte goed. Die Here sê, los dit, dis nie joune nie. Ek sny vanmôre al hierdie verlede af. Ek sny die negativiteit af vanmôre, sê die Here. Ek herstel julle. Ek tel julle op. Ek druk julle vas teen my bors, sê die Here. Want julle is myne. Ek het julle duur gekoop met my bloed. Want ek weet die plan wat ek vir julle het. Ek weet die gedagtes wat ek aangaande julle koester. Weet dit vanmôre. Ek is met julle, spreek die Here. Skep moed. Skep moed vanmôre. En weet dat ek is God, so spreek die Here.
Sabaronda, kashanda, sibependa, kushanda, rabanda, rabasitianda, kashanda, sibependai. Here sê vir jou, koop julle gebedstyd uit en doen moeite om te gaan bid en stil te raak voor my. Doen moeite om my woord te lees, want ek wil met julle ontmoet, sê die Here. En julle sal sterker en sterker en sterker word. En as jy weer kyk, jy sê, joh, Here het my uit die put uitgehaal. Ek is nou nie net meer nie aan die put nie, maar ek is nou op 'n hoogte, so spreek die Here. Dankie Vader. Dankie Here Jesus, dankie soet Heilige Gees. Vader, is my gebed vanmôre dat U hierdie volk sal seën. Die woord sal seën dat elkeen met U woord hoor het vanmôre. Dit sal aanneem en dat U daardeur verheerlik sal word en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees wat die woord sal bevestig, sal bekragtig en tot stand bring. Ons eer U vanmôre, word nou verheerlik. In Jesus naam aan U al die lof, al die eer, al die aanbidding en al die lofprysing in Jesus naam. Amen en amen.